Gemeente, as jy die woord van die Here met jy saamgebring het vanmôre, wil ek jy nooi om dit oop te maak by die tweede boek van Samuel 2 Samuel 2. Ons gaan net die een vers gaan ons met mekaar deel vir die boodskap vanmôre, maar ons gaan na die ander verse ook in die boodskap ook na verwys. 2 Samuel 2, ons gaan net daar die eerste vers, maar jy kan daar ook bly, want ons gaan daar oor die ander verse ook gesels, en dan gaan ons ook na Genesis, gaan ons so 'n bietjie dan verwys. Terwyl die woord van die Here oop is voor ons, kom ons buig op net so voor die Here. Ons wonderlike Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie, dat U ook in hierdie oggend onderneem het, om met ons te wees, dat U ons toegelaat het, Here, om so in U teenwoordigheid te kan kom. Here, nog voordat ons hier was U al reeds, want U is alomteenwoordig. Toe ons hier ingekom het, het U saam met ons in beweeg. En vanmôre is U ook saam met ons. U is die eregas. En ons wil vir U dankie sê, Here, vir dit wat ons vanmôre ook so kan beleef in U teenwoordigheid. Dankie, Here, dat U gewillige hande gee om te help ook dat alles goed verloop. Daar by die rekenaar waar alles so goed afgeloop het, sê ons vir U dankie, Here. Dankie vir die orgelspel. Dankie, Here, dat ons maar net kan weet, Here, dit is U erediens. Dit is nie ons geleentheid nie, dit is U geleentheid. En U het ons genooi. En ons het gehoorsaam dan gekom vanmôre om op 'n besondere wyse ook in die gemeenskap met die heiliges en met God te kan hê. En nou, Here, gaan ons die woord lees en U gaan met ons spreek ook deur die woord. En daarom bid ons dat U op ons gedagtes sal gebind kom, dat U ons aandag sal fokus net vir 'n paar oomblikke hier op dit waarmee ons besig is. Dankie dat ons ook as gemeente kan bid vir hulle wat siek is, vir hulle wat operasies gehad het, wat besig is om te herstel. Dankie vir hulle wat siek was en wat hier is vanmôre, al is hulle nog nie heeltemal gesond nie, maar in die proses van gesond word. Vir hulle wat nog aansterk ook by die huise, ons wil U kom loof ook, Here, as die God wat ons gesond maak, die Jehova Rafa. Here, U het nog altyd onderneem ook vir ons. En Here, wanneer 'n siekte dalk lank by ons bly, weet ons, U is soewerein. En U het 'n soewereine doel ook daarmee. Dankie dat ons vanmôre met vrymoedigheid ook U naam kan aanroep. Ook vir genesing en vir gesondheid. Nie net dalk in die liggaam siek nie, maar ook dalk daar in die gemoedstoestand vanmôre. Of daar in die gees. En nou, Here, kom bid ons dat U vir ons sal onderneem, ook vanmôre met die woord. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Geliefdes, die skriflesing vir vanmôre se boodskap is 2 Samuel 2, en ons gaan net die een vers gaan ons saam lees, net so vir 'n bietjie agtergrond, net laat ons die lyne 'n bietjie optel na hierdie vers toe. Dawid, wat gevlug het vir sy lewe as gevolg van koning Saul, wat hom wou doodgemaak het, baie jaloers op hom toe hy gehoor het dat Dawid die koningskap gaan oorneem, moes hy gevlug het, dan ook vir sy lewe, omdat Saul hom wou van kant gemaak het. En hier het hy tyding gekry, as ons gaan lees in 2 Samuel hoofstuk 1, van dat Saul dan nou gesterf het, en daar is baie detail ook binnekant in hierdie hoofstuk 1. Ek wou dit eintlik heeltemal gelees en ook hanteer het, maar dan gaan ons baie lank besig wees, miskien dalk net op 'n ander tyd, maar hoe Dawid ook hierdie nuus verwerk het, en wat daar gebeur het. Maar dit was baie tragies, dat hy hierdie tyding moes gekry het, want Jonathan is Saul se seun, en hy en Dawid was boesemvriende gewees. Hulle was beste vriende gewees, en hulle het baie dinge saam gedoen as jong manne. Maar op 'n stadium het hulle paadjies ook geskei as gevolg van Jonathan se pa Saul, wat dan jaloers was op Dawid, en dan sy lewe wou geneem het.
En hier sit hy met hierdie nuus wat hy gekry het dan van Saul en van Jonathan wat gesterwe het. En hy was hartseer. Maar aan die ander kant glo ek was hy ook verlig gewees. Want daardie swaard wat oor sy kop gehang het, wat hy moes gevlug het vir sy lewe, is ewe skielik weg. Hy het soveel respek gehad vir God, maar ook vir God se gesalfde koning Saul. Al het Saul in die verkeerde kant van alles geval, dat hy tot by die onderwêreld gegaan het om raad te gaan soek, waar Saul verskeie dinge gedoen het en dan ook Dawid se lewe wil neem, het hy respek gehad vir God, maar ook vir God se gesalfde. En dat hy ook daarvoor dan hartseer was, dat Saul dan nou dood is. Dawid het geweet dat hy die opvolger gaan wees, wanneer Saul dalk nie meer daar is nie. En dit is die tyd wat hy die tyding gekry het, en hoe hy daaroor gerou het, en toe het Dawid hom na die Here toe gewend. En hy het gesê, Here, wat nou? Here, waarheen nou? En dit is waar hierdie vers dan nou optel. Kom ons gaan lees dan 2 Samuel 2 vers 1. En daarna het Dawid die Here geraadpleeg en gesê, sal ek optrek in een van die stede van Juda? En die Here het hom geantwoord, trek op. Toe sê Dawid, waarheen moet ek optrek? En hy antwoord, na Hebron. Terwyl ek hierdie vers gelees het, het ek gewonder, wat was die doel van die Here, dat hy nou vir Dawid gesê het, trek op na Hebron? Hoekom moes hy nie nou na Jerusalem toe gegaan het, waar hy nou as koning gaan oorneem het nie? En daar is baie dieper lesse daarin vir ons opgeteken na Hebron toe. Want ons gaan kyk na wat beteken die plek ook, dan in sy konteks, maar wat beteken dit vir ons vandag? En ek wil dan vanmôre met u praat onder 'n tema, Hebron, plek van veilige toevlug. Dawid het nie meer nodig gehad om te vlug vir sy lewe nie. Maar die Here wou Dawid in 'n veilige plek gaan hou, sodat hy kan oorneem as die koning, sodat hy dan ook na 6 jaar dan verder kan gaan na Jerusalem, waar hy dan vir 33 jaar dan geregeer het. Hebron, plek van toevlug. En dit laat my so dink aan moeder Hen en haar kykens wat daar op die werf besig is om te skrob en die goggetjies te eet en die saaitjies te eet. En wanneer daar gevaar is, dan hardloop daar die kykertjies na die moeder toe. En hulle klim hier onder haar in en sy bedek hulle so met haar vlerke. Die hen is die veilige toevlug vir daardie kykertjies. Nou, soos ons die verhaal ken ook, en sal onthou dat Saul wilde vir Dawid dan doodgemaak het, sy lewe geneem het, en Dawid moes gevlug het vir sy lewe. Aan die ander kant was Jonathan, wat Saul se seun is, Dawid se beste vriend. En hier kry die tyding laat hulle albei gesterwe het. Dit was 'n tragiese dood, daar was oorwinning gewees, ook van die vyand met Israel, en daar het Saul eintlik sy eie lewe probeer neem, maar hy was toe nie dood nie. Maar jy kan die verhaal gaan lees wat daar gebeur het, en hoe hy tot sy einde gekom het, en Jonathan wat dood is. En ewe skielik toe Dawid hierdie nuus kry, het sy lewe drasties verander. Ewe skielik. En ek dink baie keer is dit so, dat wanneer daar dalk 'n dood intree, dat ons lewens so bietjie geskit word, en daar 'n drastiese verandering in ons lewens inkom. En al wat Dawid geken het, was om na die Here toe te gaan. Dis waar hy sy raad gaan soek het. Dis waar hy hulp gaan soek het. En toe hy daar met die Here praat, toe sê die Here vir hom, gaan na Hebron toe. Nou, die naam Hebron beteken ook plek van vriendskap. Dis dus waar die Here ook met Abraham ook dan ontmoet het, waar die Here met Abraham 'n verbond gesluit het. Jy kan dit gaan lees, daar die verbondsluiting tussen God en tussen Abraham, waar hy die bees so in sy lengte moes deurgesny het, 2 dele teenoor mekaar gelê het, en daar moes 'n
soos 'n ag tussen die dele geloop gewees het, en verklarings gemaak word, en God het self daar deurgegaan, met die dwarrelwind wat daar deur was, en hy het 'n verbond met Abraham gesluit, en daar het die Here Abraham sy vriend genoem, 'n plek van vriendskap. Soos Hebron ook 'n plek is van veilige toevlug, behoort ons ook vandag so 'n plek te kan hê. En die enigste plek waar ons veilig heen kan vlug, is na die Here Jesus Christus toe. By Jesus vind ons daardie veiligheid wat ons so nodig het. Die wêreld kan nie vir ons daardie veiligheid bied nie. En daarom is daar 'n tydelike plek van veiligheid waarheen Dawid moes gegaan het. Tydelike plek waarheen ons ook dalk moet gaan. En wanneer ons dan hierdie plek vind, sal die Here vir ons ook dan kom versterk weer. En ons vind hierdie tydelike Hebron, hierdie plek van veiligheid, wanneer ons ook hier saamkom op 'n Sondagoggend om die Here te kom aanbid. Dit is 'n plek waar ons heen vlug, waar ons hier kan kom onder die geklank van die woord van die Here, waar ons in aanbidding voor die Here is, waar hy weer vir ons daardie veiligheid wil kom bied, waar ons net weer vriendskap met die Here en met mekaar kan ervaar. Ons plek van aanbidding moet so 'n plek wees. Dit moet 'n plek wees waarin ons wil vlug van die gevare wat in die wêreld aan die gang is, van die tuistering, van die sielevyand daar buite met verdrukking en allerlei dinge wat ons tuister elke dag. Die naam Hebron het verskeie betekenisse. En ons gaan vanmôre so 'n bietjie delf in die woord van die Here oor hierdie naam Hebron en die betekenis van die Hebron. Ons weet nou, dis 'n plek van veilige toevlug waar Dawid heen moes gegaan het. Die Here het gesê, Dawid, jy moet soontoe gaan. Ons het gehoor, dis 'n plek van vriendskap waar vriendskapbande gesmee word. Die Here wil ons ook sy vriende noem, want hy het as die groot vriend vir ons aan die kruis gesterwe, sy lewe gegee. So kom ons kyk bietjie na Hebron en wat se verskillende betekenisse het. In die eerste plek is Hebron plek van gemeenskap. Hebron plek van gemeenskap. Ons gaan lees in Genesis 13 vers 18. Gaan ons lees 13 vers 18. En ons lees daar, toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon in by die terpentynbome van Mamre, wat by Hebron is. En hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. Daar was gemeenskap tussen Abraham en almal wat saam met hom was om die Here te aanbid deur die altaar wat hy gebou het. Maar dit is nie al wat daar gebeur het nie. Net voor dit sal ons lees, laat Abraham en dan Lot, wat saam met hom getrek het met al die gevolg en die families wat daar is, het so groot geword, hulle diere het baie geword, en die families het al meer geword, laat hulle besluit het, dat elkeen sy eie grondgebied naartoe gaan. En Lot het die grondgebied gekeer, kies daar teen die rivier af, Jordaan rivier, en die Here het aan Abraham dan hierdie verbond gesluit, van die stuk grond wat hy vir hom sal gee. En daar het die Here 'n belofte ook gemaak aan Abraham. Kom ons gaan lees gou-gou daar in Genesis 13 van verse 14 af tot daar by verse 17. En die Here sê vir Abraham nadat Lot van hom geskei het, staan op, slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. En kyk, en ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal dit aan jou gee. Hier het die Here
'n belofte van seëninge gemaak aan Abraham. Hy het 'n verbond gesluit met Abraham. En hier het Abraham dan die altaar gebou om die Here te aanbid. Dit is die gemeenskap wat daar plaasgevind het tussen Abraham en sy gesin en al sy mense met die Here Jesus Christus. Jy sien, daar was gemeenskap met mekaar en gemeenskap na God toe. En dit is wat die Bybel ons wil leer, hoe belangrik is ons geestelike byeenkomste. Hier was 'n ontmoeting met God op 'n persoonlike vlak, en dit spreek van 'n intieme wandel met God en 'n dieper gemeenskap met hom. En dit is wat daar gebeur by 'n plek van veilige toegang. Daar is gemeenskap. In die gemeenskap, of in die geestelike konteks, beteken hierdie gemeenskap gelowiges wat saamkom om die Here te aanbid. Waar ons ook al by mekaar kom, as 'n gemeente of 'n gemeenskap, om saam te kom met een doel om die Here te aanbid. Dit is wat 'n plek van Hebron beteken. Elkeen wat saamkom, het een doel. Dit is om vanmôre hier te kom sit, saam te wees, saam te aanbid, sodat die Here ook met ons elkeen kan kom praat. Dit gaan nie net oor om saam te kom nie. Dit gaan baie meer hoe ons saamkom. Hoe ons hier inkom. Wat is my motief waarom ek hier is vanmôre? Is ek hier om die gemeenskap van die heiliges en die gemeenskap van God te ervaar? Of het ek baie motiewe hoekom ek hierheen dan nou kom? Nou daar is 3 verskillende gemeenskappe wat ons in gedagte moet hou. Eerste, gemeenskap met God. Dis die doel hoekom ons hier na mekaar te kom. En dit verwys na 'n diepe persoonlike verhouding en 'n wandel met die Here. Ons is hier want ons wil hierdie verhouding met die Here versterk. En ons wil in veiligheid van hierdie gebou sit en met die toerusting wat ons het, onsself verdiep in die Here. Dan is dit gemeenskap van die heiliges. Dit is 'n diep geestelike band tussen gelowiges wat mekaar ondersteun, wat saam bid en dieselfde geloof deel. Dis 'n geestelike gemeenskap. Dis waarvoor ons hier is. Maar dis nie al waar dit bly nie. Dit gaan ook verder na die onderlinge gemeenskap sosiaal. Dit is waar ons lewens en ons swaar kry en ons vreugde met mekaar deel. Die Engels het so 'n mooi woord daarvoor, fellowship. En daarom ook 'n plek van vriendskap. Hier waar ons by mekaar kom, moet ons saam as vriende by mekaar kom, om die gemeenskap dan van die onderlinge gemeenskap te kan ervaar, sodat ons die gemeenskap van die heiliges kan beleef, sodat ons op die gemeenskap met God kan beleef. Nou sien ons in Dawid se tyd, sien ons in verse 2 en verse 3, hierdie woorde, en Dawid het daarheen opgetrek, en ook sy 2 vroue. Hy het nie net alleen gegaan nie, hy het sy vroue saam met hom gevat. Vers 3 sê, Dawid het ook sy manne wat by hom was, laat optrek, elkeen met sy huisgesin, en hulle het in die stede van Hebron gaan woon. Hulle het daar vir hulle woonplek gaan maak. Dit was vir hulle 'n tuiste gewees om saam te kom, as die gesinne en die families, om saam die gemeenskap van die Here te kan ervaar. En daarom is Hebron 'n plek van gemeenskap. Daarom moet ons ook dan daardie gedagte hê van ons Sondag aanbidding is 'n plek waar ons heen gaan sodat daar gemeenskap kan wees, vriendelikheid, vriendskapsbande gebou word. Die tweede gedagte van Hebron, 'n plek van beloftes. Dit so 'n bietjie daaraan geraak. Dit is waar die Here beloftes ook vir Abraham gegee het. Ons gaan na Genesis 15 vers 18 toe waar daar vir ons sê: op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê: aan jou nageslag gee ek hierdie land van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufrat. Dit is hier by Hebron waar die Here dan op hierdie persoonlike manier ook met Abraham ontmoet het.
hierdie verbond, hierdie ooreenkoms met hom gesluit het, en eintlik dit wat die Here vir hom beloof het, die verbond gemaak het, toe hom geroep het, het hy dit weer herbevestig. Dis 'n plek van beloftes. Dink aan Caleb, toe hulle die land moes ingegaan het en gaan in besit neem, die beloofde land, het Moses aan Caleb beloof dat hy die grondgebied van Hebron sal kry. En jare later, nadat hy die land in besit geneem het, het Caleb en sy familie en sy nageslag daar in Hebron ook gaan bly, 'n plek van belofte wat aan hom gegee is. David was in Hebron toe hy ook gehoor het van die mooi daad, die goeie daad van die manne wat dan Saul en Jonathan begrawe het. Ek glo dit was 'n bekommernis gewees in sy hart, want hy kon nie vir Jonathan gaan begrawe nie. Daar was nog steeds volgelinge van Saul wat ook Dawid se lewe gesoek het. En daarom het die Here gesê, gaan eers na die tydelike plek van bewaring toe. En ons lees dat Dawid se reaksie dan ook hierop wat hy gesê het, toe hulle aan Dawid meedeel en sê dat die manne van Jabes in Gilead wat Saul begrawe het, stuur Dawid boodskappers na die manne van Jabes in Gilead om aan hulle te sê, mag julle geseënd wees deur die Here, dat julle hierdie guns bewys het aan julle Heer, aan Saul en hom begrawe het. Mag die Here julle dan nou guns en trou bewys, en ek self bewys ook hierdie goedheid aan julle, omdat julle hierdie ding gedoen het. Ek sien so 'n hart van liefde vir God, dat Dawid geen verwyte, wrokke en 'n gesindheid in sy hart gehad het teenoor Saul nie. En dat hy ook dan hierdie belofte van die Here kry, dat die Here dan ook so vir Saul en vir Jonathan ook dan 'n eervolle begrafnis dan gegee het. Dawid het 'n ontsaglike respek vir God gehad. En dit het gelei dat hy 'n respek gehad het ook vir die gesalfde koning van God. Al het hy hoeveel keer gedoen. En dan kan ons kyk dat Hebron spreek dan van hierdie plek van beloftes, maar ook van vastigheid. Want dit is deur God se verbond en sy beloftes wat hy aan Abraham gemaak het, wat Abraham dan standvastig gehou het in sy geloof. Dis wanneer ons die beloftes van God herhaaldelik hoor, en daardie beloftes ook dan vir ons in vervulling begin gaan, wat ons geloof versterk word. En dit is hier waar ons aan daardie beloftes ook kan na luister. Dawid het gemoedsrus gekry na hierdie mooi woorde van die begrafnis, 'n eervolle bewys ook aan Saul. Die Here se beloftes staan vandag nog steeds vas. Sy beloftes sal nie verander nie. Sy beloftes is in die woord vasgevang. Vir ons voel dit dalk of die Here te laat is, maar hy's nooit te laat nie. Ek dink hy's altyd net betyds. Dit is hierdie beloftes wat ons geloof ook versterk. Elke keer wanneer ons saamkom om die Here te aanbid, en ons hoor die beloftes van God, en dit herbevestig net weer ook, dat die Here is daar, daardie gemeenskap met mekaar, gemeenskap met God, en die beloftes wat na ons toe kom, en dit herinner ons aan die beloftes wat al reeds in vervulling gegaan het, ook in ons lewens. En daarom Hebron 'n plek van beloftes, maar ons kyk ook verder, Hebron 'n plek van verheerliking. Daar by Hebron was 'n verheerliking wat plaasgevind het. 2 Samuel 2 vers 4 wat vir ons sê, daarna het die manne van Juda gekom en Dawid daar as koning oor die huis van Juda gesalf. Die belofte was daar. Die Here het vir Dawid as jong seun al gekies as opvolger koning. En hier kom daardie belofte waar, dat hy word die koning van Juda. Hy is nou die gesalfde. Hy word dan vereer en verheerlik vanuit sy posisie waar hy moes gevlug het vir sy lewe as die koning van Israel. Daar was 'n belofte gemaak dat hy die opvolger sal wees. Ek dink elke keer wanneer Saul naby aan Dawid gekom het en hy moet verder gevlug het daardie beloftes dalk hier in die agterkop gaan lê,
en hy het al gedink, dit gaan nie realiseer nie, want ons mense dink baie keer so, en ek trap baie keer myself te slag gehad. Nou, alhoewel Dawid nou hartseer was oor die dood van Saul en Jonathan, besef hy net weer, laat God se belofte staan vas. Binne daardie moeilike omstandighede van hom, staan die Here se beloftes dan nou vas. Die Here maak nie beloftes, en hy gaan dit nie uitvoer nie. Sy beloftes staan, ons moet dit altyd weet, is dit 'n belofte wat die Here vir my gee, of is dit nou 'n belofte wat ek nou self hier wil genereer, nou wil ek die Here vashou daarmee. Ons moet weet wat die Here vir ons sê. En dit kan ons alleen kry, wanneer ons in daardie gemeenskap, vriendskapsverhouding met die Here is. Intieme verhouding met God, dag vir dag. Wanneer ons saamkom met die gemeenskap van die heiliges en gemeenskap van God, sodat ons versterk kan word, die beloftes net weer kan hoor. As een van die manne wat hierdie woorde geskryf het, ek wil dit graag met julle deel. Hy sê Hebron is 'n plek waar God se tydsberekening in vervulling gaan en waar sy gesalfde verheerlik word. Die Here het ons almal die kans gegee om sy genade van redding te kan hê. Hy wil sy saligheid vir ons gee. Wanneer ons na hom toe kom en ons bely ons sonde vir hom en hy maak ons sy kind, ontvang ons die Heilige Gees. Dan is ons ook gesalfdes van God, ons is sy kinders. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. En wanneer ons die Here dien, en ons kom by Hebron, 'n plek van veiligheid, is 'n plek waar God se tydsberekening in vervulling gaan. Of hy nou vir ons voel of dit laat is of nie. Hy weet wanneer sy beloftes in vervulling moet gaan. Ons Hebron moet 'n plek wees waar die Here ons ook kom ophef. Waar ons deur die woord opgebou word. Waar ons weer nuwe moed kry vir die lewe. Moed kry om die volgende dag meer in te gaan. Dit is wat hierdie plek van Hebron, die plek van verheerling vir ons moet wees. Hier waar ons saamkom, waar die Here ons kom ophef. Hy moet ons kom verheerlik as sy kinders, sodat ons daar in die krom en verdraaide wêreld weer kan ingaan met sy uitdagings. Die laaste gedagte wat ek met u wil deel, Hebron, plek van herinnerings. Hebron, 'n plek van herinnerings. In die tyd toe Abraham se vrou sterwe, Sarah, dit is altyd Sarah hier gewees, het Abraham 'n stuk grond gekoop waarop 'n spilonk was, en daar is 'n graf wat hy, die spilonk wat hy gebruik het vir 'n graf. Dit was hier in Hebron. En dit is daar in Hebron en daar die spilonk waar al die aardsvaders en hulle vrouens begrawe is. Ons lees in Genesis 49 vers 31. Daar het hulle Abraham begrawe en Sarah, sy vrou. Daar het hulle Isak begrawe en Rebekka, sy vrou. Daar het ek, dis Jakob wat sê, Lea begrawe. En later is Jakob ook daar begrawe. Hebron is 'n plek van goeie herinneringe. Dis 'n plek waar die volk Israel herinner word van waaraf hulle kom. Van Abraham, Isak en Jakob en die geskiedenis. Ons Hebron is hier waar ons leer van die Here Jesus Christus en wat hy vir ons gedoen het. Hy was op Golgotha. Hy het gesterwe. Hy is in die graf in, maar die graf is leeg. En daarom kom ons by mekaar en ons word herinner, hier by die plek van veiligheid, word ons aan herinner, wat het die Here vir u en vir my gedoen? Ons wat in Christus is, ons wat die saligheid ontvang het, weet van waaraf ons kom, want Christus het die pad voor ons geloop. En ons word voortdurend herinner aan dit wat die Here vir ons gedoen het. Nou kan ons wat in Christus is, met nuwe moed,
en met nuwe lewe in ons die week weer ingaan. Dit is om weer opnuut versterk te word. En vriende, as ek nou hierdie hele boodskap kan saamvat, dan kan ons dit amper so iets sien. Hebron, 'n plek van veilige toevlug. Dit bied gemeenskap met God. Dit lei tot ontvangs van sy beloftes, wat ons opbou en ophef en verryk, en uiteindelik word dit 'n kragtige herinnering van sy getrouheid aan ons. Dit is wat hierdie verhaal vir ons wil kom leer. Jesus is so 'n plek, naam van Hebron. Dis by hom waar ons die ware gemeenskap sal vind. Dis by die Here Jesus Christus waar ons herinner word aan sy beloftes. Dis by Jesus waar ons deur hom versterk word in ons verhouding met hom, maar ook ons verhouding met mekaar. Dis by Jesus waar ons herinner word aan sy getrouheid en sy liefde vir ons. Maar daar is 'n geheim. Ons mis baie keer hierdie seëninge van die Here. En ons sien dit wat Dawid gedoen het, sy aksie. Vers 2 sê, Dawid het daarheen opgetrek. Daar's 'n plek in die naam van Hebron, hier by ons. Vandag, hierdie gebou. Plek waar ons by mekaar kan kom, in veiligheid. Is 'n plek van toevlug van die wêreld af, waar ons net weer die heerlikheid van God kan ervaar, en opgebou word, vir die nuwe week wat voorlê. Mag die Here vir u kom seën ook in hierdie dag. Mag die Here u kom seën en verryk en verheerlik met die herinneringe dat hy vir ons gesterf het, dat hy die oorwinning behaal het, dat ons niks hoef te vrees nie. Mag die Here u seën. Amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie wonderlike genade van u kon ervaar het. Dankie dat u woord kragtig is, lewend is, en ook skerper as enige tweesnydende swaard, wat deurdring tot in siel en gees. En nou, Here, bevestig hierdie woord weer eens in ons harte, wanneer hierdie week kom en daar stryd, dat ons sal weet, volgende week is daar weer 'n plek van veilige toevlug, en dat ons hier weer opgebou kan word, vir die volgende week wat voorlê. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan nou 'n laaste lied saam sing. Ons nou, ek sal nie sê is 'n onbekende